subscribe to the channel and turn on notifications. Right, this is me, Big Z, back in the studio. The professor, back in action. We got a very important guest here. Baie belangrike man vandag hier so. Laat die man ons jou interviews. Nee. Want my Dis 'n baie groot naam. die naam is so groot as my tong. Hoe weet ons nou hier so? Sy het dan al skool uitgeval. O ja. Nee, ek is nog baie klein. Nee, dis baie groot man. Dis Dewald. Dewald? Aman. Iman. Dewald Iman. So. Nee. En die hoe in Afrikaans in die atelier. In die atelier. In die atelier. Nee, ons kan so raak. Ons kan so raak. Kan jy eintlik maar? Ja, as ons so dag in die atelier. Ja, Dewald, baie welkom, ons is baie dankbaar dat jy uit jou busy schedule tyd kan gemaak het om vir ons te kan support en alreeds is omdat jy sien die visie wat ons het vir die gemeenskap, jy is sosiale man van die gemeenskap en ek sê vir ons, as van nou ek Big Z sê baie dankie dat jy altyd so humble en cool is en jy moet leer wat jy toch net hoe om my poste te hou, sorry. Mensen, I think it's time for me to go and leave again, man. On apparently, vandaag kan ik zeggen, hij is die seksiste man op die setting. Want hij bekleedt me. Ik zie seksiste man, kijk je van mij af. Weet ik wat doen is dit? Well, you see, as the professor, you know, I don't have such an ego, man. I'm glad to give my title off. As long as it's not you, I'm glad to give my title off. Ja, laat ons nou, hoe kan ons actually, as nooit vir ons man net op 'n ding van ernstig en as dit dan ons is go with the flow en hoe ons voel en as ek ons is toe gemaklik is, dis ek hy so baie goed link ook. As ons net ons praat wat ons wil weet as gemeenskap daar buite as supporters en as kinders wat opkyk na goeie wat wil weet, hoe kom jy daar waar jy is? Verstaan jy? Nou komen we bij die vraag. Ik heb net speciaal dit. En ik doe niet die niet. Daar man, ik doe niet die niet. Ik wil met mezelf. Hier was onder is al leuk. Ik wil mezelf. Ja, dat weet ik nou. Ze zijn net uit die peerten. Het is ook leven. Ik is nou big deal. Nou, maar jij bent. What made you first believe that you can represent South Africa? Ja. Ek sê eintlik op daai van ek het nooit gedink ek sal die land representeer, maar my grootste droom was of ek kom van Jonglei af, ook baie klein dorp, net om uit my plekke te kom. Moet dit soos van die spoeken. Jy sê so. Maar net om uit my plekke te kom, net om te sien wat is beter as Jonglei. Van jy kan vasgevang word in jou plek en toe ek nog jonger was, net om gaan atletiek hardloop in Oudtshoorn of in George of gaan rugby speel of tennis speel of whatever. Maar dit was my grootste droom om net uit te kom, net om te sien wat is buite. Net om Suid-Afrika te en ek het gedraai in Springbok. Ek was in die Kaap kom tennis speel, rugby speel en toe sien ek Wat? Tennis? Ja, ek het tennis gespeel tot graad 10 toe. Ek het rugby graad 10 gespeel. Ja, sien jy die tennismense? Jy het er in jou wiel verloor. Jy het honger. Ja, dit is my storie. Ek het graad 10 begin rugby speel actually, maar jy weet mos op laerskool speel altyd rugby, almal speel rugby, maar nie ernstig nie, maar ek het eers graad 10 begin soos fokus op rugby. Wat is die grote adjustment van rugby na internasionale rugby? Na soos in skool rugby, klub rugby na internasionale rugby? Ek dink jou fokus en jou visie raak 'n bietjie baie kleiner van as jy nog soos skool rugby speel is amper soos jy wil nog 'n punt probeer bewys. Die ding is as jy op nasionale vlak speel, daar's 'n rede hoekom jy uitspan is. So jy hoef nog iets te bewys hê. Van my was het geweest, as ek hy jersey op my kop trek, ek representeer net my nie, ek representeer my familie by huis, die hele land kyk ons, so ek representeer iets groter as wat ek is. So as jy op skool is, moet jy nog speel vir 'n kontrak, jy moet jou ouers, jy moet jou vriende, jy moet nog alle mense beïndruk. Vir my was dit nie geweest daai nie.
op school het ek my rugby geniet. Ek het nooit geweet waar ek toe gaan nie. Tot die eerste jaar in graad 10, toe kry ek wat kontak by Bulle, dus ek soos, wauw, groot kontak by Bulle. Ek is hier met tennis geweest, buiten nie klaar. Nou kry ek kontak by Bulle, op 16 jaar oud. En hy was in my geworden, toe besef ek, soos, wat jy nou gevaar, soos, toe besef ek kan dit actually maak in die rugby. Al maak die saak hoe klein ek is hier, maak die saak wat hulle gesê het, soos, hou maar by tennis, Maar tennis was die ding. Tennis Was die ding wat ek kreeg as jy kool oor die rugby. Dit is my groot skok is, ja. Nee, het was vir my 'n groot skok, maar eerste rugby game actually, toe my beste vriend waar ek geland, trap op my skouer, uit vir 3 maande. En toe sê hulle vir my, ja, jy moet die rugby los, die tennis vir jou, is te klein, jy raak baie beseer. En ek het nooit weer teruggekyk nie, en ek dink soos, baie dankbaar vir wat ek gedoen het. En die ander ding is soos hy nou gesê het, as mense wat sê, jy was te klein vir wat te doen, en wat ek altyd oplet, as gaan nie oor science nie, sy het nie gedeel van define wat hy sê, of wat sy sê, op jou height of so, die mense wil maar so seker kriteria het, want sy sê, sy is regte bal, rugby. Soos ek lyk soos rugby, maar ek lyk so net een netbal. Maar dat is maar net die voorbeeld wat ek maak, want sy kyk mense, maar met tennis man, wil jy nie draf nie, of atletiek doen nie. Atletiek doen nie. Ja, maar dit was my hele loopbaan, en ek dink, dis hoekom, ons community is ook so baie strak met daai van, hulle sê vir jou, ek gaan dit maak, ek is te klein. Maar die ding is, die grootste motivering vir ons mense moet wees, soos Jason Kobe. Hy moet eers in die buiteland gaan speel het, om te gesien te word, hoe klein hy is, en Franse man is nie klein nie, en hy moes daar gespeel het, en toe word hy eens opgekol, soos Bokke toe, en hy het in later stadium Bokke gespeel, en hy is vir my, soos, niemand gaan vir jou sê wat om te doen nie, niemand vir jou sê, as jy hard het, en wys wat jy kan doen, en die vader het talente vir jou gegee, almal kan vir jou sê nee, maar as jy besluit, ek kan dit doen, ek kan maak wat ek wil met my lichaam, en wat ek kan doen, en daar kom ons baie klein ouentjies deur, kyk nou dat ek gestaan die ander 20's, soos baie ouentjies, flyer van fullback, maar hulle jol, maar aan een kous aan jou geloof. Dit kost my een so hy saadjie met 'n bietjie water gee, dat jy kan groei, maar dieselfde liewe as jou geloof ook, man. Ja. As jou geloof ook, as hy vol na jou geloof steek, soos alles wat buite, as almal is 10 jou, jy moet, even as ek succesvol is, altyd mense wat 10 jou, mense wat jou hy, nee, hoe kan hy, wat maak ons, so sê, ja, as om die gold, dan moet jy sê, weet jou self sê, ek gaan 100% in die ding, nie halfpad nie, verstaan jy. As daar iets is, wat jy met jou wat jy nou die hele ding, as jy nie belangrijk wat jy overval. So, you were Bloodsport, and you mentioned that you used to play tennis. Do you think that experience in playing tennis for all those years helped you with your explosiveness on the field? Because I remember when me and Nemo had the trials to join the Bloodsports. No? You remember? No? Yeah. So, this guy was on baie vanaf hom. Is het moeilijk? Die koeiste wat man yeah, so, this man, yo, he was fast out of the blocks. And so I was like, you know what, let's give Diego his spotlight and look at him now. And do you think that previous experience being in tennis, because you need to be very explosive there, quick movements left and right? I wouldn't say so, but I think with skills in tennis, like eye coordination, all that stuff, and footwork and all stuff, helped me a lot. But I wasn't that quick, man. Like in sevens, like you can say I'm quick, but there's 6 guys faster than me. Then it's different. It's different. There's wings, there's centers. I'm just a playmaker, but I can write the line. But there's most of the guys are really quick off the mark, and that's why I'm saying like Perry Baker can play with all those quick guys. Like all of the guys are quick, but you will find 5 who's really like explosive. And then it comes down to like I had all that skills, and I just packed it together and say, okay, I must work with this because I know I'm playing against bigger guys, so I must avoid them in all that stuff, and it helped me a lot of that as well. But sometimes you get a hit and it's kind of hurt me, but
He helped me a lot, like skills-wise, in especially eye coordination with tennis, in seeing the ball and in seeing different spaces, what other people can't see. That really helped me a lot as well. Yes, and yeah, for a small guy, this guy could give some massive hits in the field. There was 1 year, me and my friend went together and watched the Sevens in Cape Town, and the Blitzbok were playing. It was the time Mr. Ledger away. That was the time Mr. Ledger away. And I remember the small man, I was like, this Rastaki. This man, what the world? The Jan Simpson, Paul, Ja, maar ik zei dat ik nooit oefenen toe was oefenen. So dis maar, soos ek sê, as vir altyd. Hy is wel nog nice. Dis begin nooit en dan kyk hoe ons oefen en veral nou presies en hoe hard die manne oefen wel. Veral soos ons die kleinste span op die sirkuit. So dis kom ons maar meer tackles, meer raks, meer daai goed insit van daai tyd sê Coach Neil, as jy span maak, moet jy 80%, 90% tackle ready. Jy kan nie 4-5 tackles mis in 'n toernooi, hy's te veel sê. So dis hoekom jy sien Justin Branko de Pre, hy ons iets in gesit. So dis hulle gaan altyd ons staan omdat ons die klein ons op die veld. Maar dit wil ek altyd sê, baie van die coaches by ons sien, dit kyk altyd na die head coach en so. So kry ons nog wat coaches by as coaches big ups vir die coaches behind the scene. As sulke coaches wat vir jou die tools gee om te believe dat jy kan hy doen, wat vir jou die drive gee om te sê, ek moenie een missie man. Ja. Moenie so bekostig om een te missie. Dit is al waar net die saadjie in. Jy het die saadjie net om my water te gee. So big ups daai coaches wat behind the scenes werk en gemaak het dat die oues wat is. Jy want dat baie belangrike ding wat ek dink ek weet jy nog kan terugdink hier. Hoe dit gevoel vir jou die eerste keer toe jy die jersey aantrek. Kan jy nog beskryf hoe dit gevoel vir jou hy oomblik toe jy eerste keer iets aan mekaar te dink? Ja, was tough geweest, even die moment, obviously oefening kamp, die moment waar coach op 'n Vrydag my sê, die deel wat die team. Ek kon nie glo nie van vir my was soos ek het soos ouens gespeel soos Suid-Afrika, Justin Geduld en Oscar Spekman, Branko de Pre, hy was die sweepers op die right tyd Flyers en hy was soos sterk span maar dit is soos ek sou kom. Hy sê ja, jy gesang. Ek het vir nog 'n beskopie man. En ons praat nog toe ek uitgaan, toe besef ek, toe hulle sê, is jou kit, is jou sak, jy gaan dribbel. Toe besef ek soos, dis is real. En vir my was in Stellenbosch, ver van huis af, 2 jaar academy gespeel, om my jersey oor my kop te trek. En die moment toe in Parijs kom, toe besef ek soos, dis die moment, dis waar ek moet naam gaan maak en sê, soos die wat iemand, dis die wat iemand se jersey, en hy is sy naam in die Blitzbok. Nie om, want gaat die uit te stap hier, maar net om te sê, you made it, but jy made it maak, maar hy gaan nie die stop hier. Het gaan nog vir 'n generasie gaan, het gaan nog vir 10 jaar gaan, so jy moet nog gaan plan, wat jy iemand anders wil gaan plan. En die eerste game, weet nervous, bietjie opgegooi, bietjie dit gedoen, maar toe jy nervous is kom te sê, soos, ek behoor die so. En ek het nooit weer teruggekyk om te sê, kan ek bietjie feitjies al speel op dit team, maar hy was op my gewees wat ek sê, soos, Blitzbok was vir my. So ek twyfel in jouself, jy altyd verstaan en sê, hoe kan ek dit maak? So voel jy nou man, dit is my plek waar ek moet speel. En ek voel soos, elkeen het in die waarning waar jy sê, soos, ek behoor die man. En ek soos, hy het 21 jaar te sê, as jy so jonk is om 'n Blitzbok jersey in jou land te represent, jy kom van Unondale af, jy het gestruggle met die, ek moet alles groot raak hier. En hy goed speel 'n groot rol, baie mense besef soos, nee man, ek het nou die, ek wil nog meer hê. Maar op hy stadium, ek het alles wat 'n jong leiting wil gedroom het. Maar nou wil ek sê, nee, ek wil nog meer hê. Ek het klaar genoeg, kom ek werk met wat ek het, en dan kan ek hy stappies vir stappies vat. So, ek dink hy het my baie gehelp en mense om my. Dis sê, my kop verloor, ek dis ook nog jong, ek kan kop verloor en alles. En 9 jaar later is nog steeds so. Hy is great, joh.
Hoe kan je dat federale? Jullie dat je ouderdom weggeven. Ja, net hoor. Ja. Hoe? Toen jij die gold gewonnen bij die Commonwealth Games, hoe was dat experience? En, ja, wat is het betekent nou nog, wat betekent het voor jou nou om uit te winnen? Ja, dat was massive voor mij was het eerste die tweede competitie na Olympics om naar te gaan, om Commonwealth te weet. Toen ik op school was, toen wen ze Zuid-Afrika die Commonwealth en ik was bij de IEC gekeken en hij was voor mij zoals die was iets gewend, zoals een medal. En toen ik ook gaan in Zuid-Afrika, ik had al goed namen daar. Maar voor mij was het zoals, ik heb altijd met mezelf gezegd, maak eens saak in wie ik oefen, wie mijn spannen zie. Ik ga nog altijd wijzen wat ik heb, wie ik coach. En voor me zei ik is hier zo, ik wil uit jersey dragen, ik wil mijn land representeren. En toen ik me zei, gaan Commonwealth toe, daar was voor mij eerste dat ik examen ga halen en ik zei voor dankbaar. Je weet niet wat die voor mij betekent als een jong lijkt die om Commonwealth te gaan. En ja, toen was win, dat was net iets amazing. Zoals toen hij is kom, zit ik in middel om mijn paas op en hij heeft de woorden gehad. En hij was voor mij net zoals iets om hem terug te geven. Voor alle jaren werk waar hij gezeten toen klein was. Het zijn klein groepjes wat voor mij waardeert, zoals waar vandaag is, waar handel is. Van enige ding kan weggevat worden. So je kan ook weer van een baseren 6 weken in muziek game. Voor mij een maand of zo een muziek game. Maar hij handel is van je zoals, joh, ik heb lekker gespeeld. Maar die maand gaat niet met die fine weer als een persoon niet. Zoals ik weer terugkom op die veld en ik boos aantrek, dan weet ik wie representen. En wie bek me en wie al heeft zo. Hij Commonwealth medal is voor mij was een van de grootste eren om mijn land te doen. Grote wedstrijd, maar ik woon nog met zo'n van die pa. En hij denkt, als alles wat je pa geplant hebt, en je zaak dat je geplant en je belief dat je geplant hebt, dat jij terugkomt in die middel om zijn te rusten. Wat was het? Was het dat Oost het gemaakt? Ja, ik alleen nog je represent bij je mensen achter. Ja, ik heb niet Oost het gemaakt. Ik heb voor ons zoals die is veel, die is veel van net een backstory. Toen ik tennis speelde, ons het dat is een bakje gehad. Hij gaan rijden van Union Dale af, Riversdal toe. Maar hij bakje, ons geld met elkaar gemaakt. En hij is voor mij zoals, hij heeft ingeploegd, hij heeft alles gedaan. Hij nog in de buurt? Ik heb nog alles hier zo. Voor mij gaat het om mij. Het gaat om die mensen wat mij ingeploegd om hier te wees. Van, zonder alles zal je wel die money geweest zijn. En dan komen van een community wat allemaal zegt, nee, ik ga het maken man. Man, je wordt niet graag gezien. Zoals hij goed het alles op paard gespeeld. En elke keer, ik zeg nou, elke keer als hij jersey wordt tegen. Het gaat over something bigger than me. Zoals volgende iemand inkomt, maar hij gaat mij jersey dragen. Maar zowel ik die jersey draag, something bigger than me. Dus voor alle mensen wat niet kan. En voor alle mensen wat aan mij gegloeid en niet teruggeven. Dat is bijna geblest, man. Het is bijna geblest van die ene zins in zijn gepraat van ik. Het zit altijd voor je familie, als ik praat met familie, praat ik van jou thuisdorp, je praat van alle. En je praat van die youth wat er opkomt en dan zeg ik heb dit type. Dat ik het doen voor jullie. En dat is because, zoals ik zeg, dat is een van die aanbodste ouders, waar ik nou al kom weten dan. En dat is een eer, dat is een eer voor jou, dat wij zo niet jouw mality, wat je het ook iemand, ons begin maar nou. Moest die podcast om iemand zo zei, het wijst me altijd, dat daar is een uitweg, zoals jij gezegd, dit ook gegroeid, die zal je maken met generatie 100% gezien. Wat ik niet zeggen, big ups man. Maar ik denk dat die persoon wat je is. Als er enige future plannen wat je hebt, als het komt, als er iets wat je met die jongere spelers wil zien vandaag op iets wijs,
Want sometimes as dit so maklik om te sê, maar as mense praat in algemeen, ek speel reality op die jare dit as dit anders is, wat is wag nie. Almal mag ek van iets sê, maar daar's niks core agter hy nie. Verstaan jy? Maar omdat ek nou dat jy ook sê dat kom met 'n special plek in onder jy oor die youths en oor die gemeenskap was en dan baie soos oor die youngsters of sê. Ja, ek sê altyd as ek gaan praatjies doen of soos ek kom van 'n klein plekjie af, baie klein. Die mense ken daar in Modelle. En Modelle is 'n wegry dorp hier, ry verby hom en dan is dit weg. As jy altyd sê as jy oop knip as jy verby hom dan. Vir my is dit altyd daai soos moenie jou omstandighede jou agterhou nie. Soos dit define nie wie as 'n persoon nie. So ek het groot geraak in 'n huis wat liefdevol is, ons het alles gehad nie, maar ons het nog steeds mekaar lief met alles. En dan my maat altyd sê, as jy uit die deur stap, represent jy nie jouself nie, represent die mense wat die binnehuis is. Want as jy goed doen daar buite, as jy hulle, dis David se kind, of dis die vrou se kind, so jy represent nie dit jou nie. So jy represent 'n breë groep mense wat in jou glo. So as jy nou daai doen, dan gaan jy hulle teleurstel. En ek altyd daai saam met gedra en alles, so iets wat jy doen, moet jy weet wie jy represent. En toe ek by Blisbok kom, toe was gesê te sê, op julle senaat altyd sê, hoe jy die klere daar, die onder die dra jy Blisbok weet. Van mense onthou jy as Dewal iemand in Blisbok. Hoe jy in die land is, wherever. Hulle remind die Dewal iemand, ek kom van iemand Dela, weer die of waar nie. Identiteit. So, onthou identiteit as jy van die huis afkom. Ek is iemand, ek is die breë familie, ek is die persoon. So, onthou wie jy is. Want jy kan jouself verloor in die wêreld, waar jy ook al werk en waar jy speel of whatever. Hoe nooit hy verloor nie. Want as jy verloor na 10 jaar en jy weer terugkom, waar toe kom jy na terug? En mense is altyd daar. True. Jy moet altyd na die familie toe kom. As jy plat val, waar toe gaan jy? So ek het altyd, daai goed speel altyd in my kop as ek afvis en bietjie down is, man. Jy weet altyd, dis my motivering, my familie. Hy is my why, kom ek doen wat ek doen. So as ek klaar is met my ek weet, kan my define as 'n persoon en sê, die man is klaar afgetree. Ek nog steeds 'n familie, nog steeds vriende. Ek kan nog steeds werk, hou van coaching, hou van kinders. So ek kan nog steeds terugploeg met wat ek het. Maar mense verloor is, hulle sê af so in hulle werk wat hulle doen. So wat ek wil sê, geniet die podcast, mense gaan sê, wat doen jy nie? Jy doen dit reg, dit. Jy doen jy journey. Jy weet, jou journey gaan op 'n plek kom waar jy voel so, ek kan nou 100 subscribers of 500 jou bied. Mense wil sê, gaan ek maak. Maar gaan ook mense, gaan ook jou belief wat jy wil reg uit jy kry. So hy was my ding gewees. Wat ek wil jy kry, is soos, ek wil die next generation inspire, en ek wil nie 500, 2, 3 kinders. As ek hulle inspire om groter te droom, nie om te sê, jy wil iemand het, ek belief in hulle nie. Maar net om my saad in Net om my saad in Wesel. Ja, Sê soos, He wants to be that coach at Daily. daai man kom van 'n klein plekkie af, niemand ken hom maar hy was raak gesien, hy het daar gemaak. En ek hy storie wil as hy 60 jaar oud is, as we sê wie vader ek my job gedoen. Sê, elke keer 'n job hier by aan en ek dink hy is my klein bietjie wat ek kan teruggee vir die community of vir die lewe. Nice. Hy is nog enige laaste vraag wat jy weet? No, you actually stole all the questions out. Ik was prepared voor die. Laatste ding, wat is jouw next goal voor die next paar jaar? Ja, ek het baie goed. Ek het actually baie goedjies wat ek wil doen. So, ek kan verloof raak, familie begin. Ek doen nou met coaching, so ek dink nog so 2 jaar oor van rugby speel. In my 2 goeie jare. 2 goeie jare. Beseer is 'n bietjie geklou, bietjie negatief geraak en so, maar obviously jy nou begeerte om doelwitte te bereik en so. Ek dink nog 'n paar doelwitte wat ek wil bereik. En as jy daarmee spaar of nog 2 jaar of 7 speel, en dan ja, ek sê passionate coach, ek love coaching, so ek wil in coaching gaan. Klaar
plekke waar ek nou coach en goed doen. So ek love kids, so ja, ek gaan baie sien in skole en waar ek wil beweeg. So ja, ek baie passionate oor, so ek sal nog 'n draai kom waar by Excels gesoek, so coaching en wat. Dit kom help as jy maar na my toelaat, so maar ek is baie passionate oor, so dis my droom. Hij zegt baie dankie man. Thank you very much. Vir die gewiese dag. Ook plezier man. Dewald. Iemand. Iemand ja. Dewald. Wat? Voor wat is er mooi verhaal? Ja, is ook voor vanaf. Hier is ook voor vanaf. Is jy gewoond aan huiswerk? Is jy gewoond aan huiswerk? As jy nog gewoond aan is. Maar ik heb zo net zo. Je moet komen zeggen natuurlijk. Dat is net wat ik zei, je moet doen. Maar weet je wat? Maar alles ik word baie impressed met sy quiz. Dus ik kyk op Amsterdam. Iets gehoord so veel. Soms speak. Maar ek sê 'n bietjie stil man. Sien The mens beseer met thing is, man, Zayn was complaining. Zayn complains a lot behind the scenes, man. He's like, Professor Nyman, you always want to take everything from me. Maar so baie ek So sê hom my lief, you know what? ek sê hom altyd Let's as die mense hoor wie hier is. As ek kwaai van dat ek op die keer gestaan is man. Ons staan so. Ek het nou klaar groot vir myself. Ons staan as jy wil. So kan ek net 15. Hy let by Wil jy nie jou. ek So kan ek julle een iets vra. Ja. Not what do you guys not want out of the podcast, but what do you guys want to see the change in our communities in terms of how sport can change like communities and how people like van waar ek kom, soos is nie meer so groot nie man, soos ek is nie meer so groot nie, ja, is altyd toe klein was 12, 10, soos die wil veld toe gaan, veld is vol, mense die wil gehardloop het van almal is op die veld. Dit is 'n klein community, almal is daar. Soos en hy het ook mense, kinders inspireer om sport te doen. Van sport van jou uit 'n plek. Soos ek en my suster het gepraat met wat Plutus wil gaan nou elke jaar Unadale toe. Dan kom hulle weer hiernatoe, speel hulle so. En sê ek vir hulle soos daai kinders wat hulle sien net Unadale om in die Stellenbosch te gaan speel by maat se velde. En al hy goed is vir my soos hulle oë raak oop mos. Inspirerend. Sê so wat wil julle sien in community? I think that goes back to the core, and this is actually the discussion with me and Zayn had before we started this podcast even. We, from the get-go... Wat het al jaar gehad? Om een woord te krijgen. No, just want jy nog wat sê. It was a year of discussing, and this goes to the core of what Local Eco stand for. Me and Zayn were sitting here one day in the school, you know, straying as usual, and we're talking about the sport, like, I think it was the Excelsior and Blake's game. We were discussing at the bottom, and then we were just talking like, such events, there's so much people here, but there's a lot of other stuff that happens here in the door, and people don't know about that. And if you look at the news, it's just negative. Yeah. Negative, this person was murdered, this person was killed, this was stolen, and we were like, no man. Firstly, let's bring some positivity, give the people something that they can enjoy watching. They don't need to worry about all the bad. If you want to watch the bad, go watch the news, honestly. And then another thing that we mentioned in the discussions was people don't know what's happening in their community because they don't hear or see about it. Like, for example, before we had our first episode, we were throwing out ideas, what we're gonna do, and then Zayn actually came out telling us, did you guys know there's a new community market up in Rottenburg? It was like, I didn't know that. I didn't hear, I didn't see, wasn't posted anywhere, and we were like, why can't we do that for our community? So stuff that we hear and see of, and the organizations that come to us and say, we're doing this here in Stellenbosch, could you guys maybe give a word out for that? We want to highlight those stuff because there's a lot of people also struggling with specific stuff at home, like there's a lot of poverty, children that grow up without parents, and organizations that
help with that stuff, we can highlight that. We have that platform, and we also have that. I bring the comedy, obviously, and you know, Zayn is just there using Zayn's name, but yeah. Dit is die ding, ja. In die gemeenskap is, veral in Kloetjies waar ek bly, is in eigenlijk, en as dit gangster is, en as ek kyk as jong kinders man, en ek en hy doen discuss in die land, dis ek gesê, dat die jaar gevat, maar alles gebeur in Godse tyd, Godse plan, hoekom highlight ons al die goeie dinge in die gemeenskap nie? Hoekom, want die negativiteit word alles uitgestoot, mense wil betrokken wees op Kloetjies wil nie. Daar was een stadion wat hulle gesê het, dan Kloetjies hulle sit deel van Stellenbosch. Verstaan jy? Ook kyk ons die jongs van die buiten sokker gespeel wat daar gesê het. Ons applaai achievement, die anti wat klossistes maak. Want al die jare wat ons allemaal hoe kan ons waar haar represent en waar ons wat niks aan nie. Net so om ons gemeenskap op die plek te maak om te wys dat hier is goeie dinge wat die aangaan. Maar especially is vir die kinders om die kinders te wys dat ons kan het doen man. Ons kan het maak. Ons is nie groot te wees, maar ons is groot in die oor van die Here. Verstaan jy? Net om hy inspiratie te doen. Hy het uiteindelijk alles gesê, ja. Maar as ek kom die funny stil. Hy het die lijst gemaakt. You know what? Zayn, you can be the funniest. I was so much upon you. Baie dankie. This is me, Big Z. You are the first. Cheers guys, die out. Thank you. Kan jy hier op doen? Sorry dan. Ja, dat was Die is klaar met hem. Huh? Dat is nog. Daarna. Oh, er komt bloemen.